Ons lewe in 'n tyd wat alles wat reg is, soos wat die woord van God sê, alles wat reg is sal verkeerd wees en alles wat verkeerd is sal reg wees. Ons lewe in 'n tyd waar kerke dit wat die woord sê sonde is, nie meer sonde is nie. Ons lewe in 'n tyd waar die woord van God kom en vir ons kom sê dat hy wat die woord verkondig moet seker maak dat hy die waarheid praat. Die woord sê baie duidelik dat hy wat die woord verkondig, hy wat in leierskap staan, moet weet dat hy 2 keer sê die Bybel. So as jy, ek wil amper sê, so geoordeel word of so voor die troon van die Here staan, sal hy wat aan leierskap van 'n kerk of denominasie of wat ook al staan, 2 keer meer ondervra word, wil ek amper sê. En ek was 'n jong seun, baie jong, ek kan eintlik nie onthou hoe jonk ek was, toe my ma die eerste keer vir my gesê het, dat sy woord ontvang het, dat ek vir die Here gaan werk nie, en ek het laas Sondag gesê, op 'n stadium het ek sommer besluit ek kan maak wat ek wil, want die Here het mos 'n plan. En ook op 'n stadium moes besef het, maar dit werk nie so nie. Maar as daar 2 verse is wat my nog altyd redelik, ek wil amper gesê het, nie bang gemaak het nie, maar versigtig gemaak het, is Matteus wat sê, dis nie elkeen wat sê, Here, Here, wat die koninkryk van God ingaan nie. Maar hy wat die wil gedoen het van die Vader wat in die hemel is. En ek het al baie keer gesê, moenie die wil van die Here moeilik maak nie. Die wil van die Here is glad nie moeilik nie. As jy wil weet wat is die wil van die Here, dit is om alles te doen wat God wil. Maklik, nee? So kom ons almal doen dit. Nou weet jy daarom wat is die wil van die Here, om te doen wat God wil. God wil hê dat jy almal sal lief hê. God wil, wag, kom ons stop daar, ek preek nie vandag daaroor nie. Dis so belangrik, en dis die een vers wat my nog altyd bietjie versigtig gemaak het, en die ander een is juist waar hy sê, as iemand 'n hoër amp of 'n posisie begeer, moet hy mooi dink. Moet mooi dink voordat hy sê, ja, ek sal op die raad dien, of ja, ek sal die, of ja, ek sal preek, want jy gaan verantwoording staan vir baie ander mense. Daar's duisende mense vir wie jy verantwoordelikheid gaan wees. Want as jy hier voor staan en ek sê, dis wat die Here sê, en kom ons sê, 200 mense glo dit, en hulle leef daarvolgens, en is nie wat die Here gesê het nie, dan was jou hart opreg gewees om my te vertrou en te glo. Jy kan gaan ondersoek instel, glo vir my, in vandag se tyd is dit glad nie moeilik om die woord van die Here so te verdraai, dat selfs Christen en kinders van die Here dink, okay, is dit wat hy bedoel. En dan is dit glad nie wat hy bedoel nie. En dis presies wanneer hy praat van valse leraars, wat dit so mooi draai, dat jy totaal mislei word. So daai 2 gedeeltes is my baie belangrik, maar as daar nou een ding is wat soveel mense al meer en meer vir my begin vra, is Dion, die Bybel. Dion, die Bybel is mos nooit in Afrikaans geskryf nie. Nee, hy is nie. Hy is ook nie in Engels geskryf nie. Nee, hy is nie. Hy is ook nie in Shakespeare geskryf, soos een ou vir my gesê het nie. Nee, hy is nie in Shakespeare geskryf nie. Die woord van God is geskryf deur mense, geïnspireer deur die Heilige Gees. En dan sê baie mense, okay, maar hoe weet ons dan dat dit die waarheid is? Dit is baie maklik. My antwoord daarop is altyd, wie vertrou jy om jou te lei wanneer jy besluit te maak? Jy vertrou die Gees van God, die Heilige Gees, om vir jou te sê ja of nee. Nou as jy twyfel dat dieselfde Heilige Gees ander manne en vroue kon inspireer om God se woord neer te skryf, dan moet dit mos nou vir jou ook onmoontlik wees om God se Heilige Gees te glo om jou te lei. En dan sê hulle gewoonlik, maar dis nou presies my punt. Hoe weet ek wanneer is dit die Here en wanneer nie?
Toe sê ek, nee, dis ook maklik. Die Heilige Gees gaan nie vir jou sê om iemand te na te kom nie. Die Heilige Gees gaan nie vir jou sê om goed te doen wat God se woord nie sê nie. 'n Ruk terug het 'n paartjie my kom sien en vir my gesê, hulle is oortuig daarvan dat die Here het met hulle gepraat en gesê, hulle kan nie verder net saam bly nie. Dis nie wat God vir hulle wil hê nie. Toe sê ek, hoekom sê julle voel die Here het met julle gepraat? Toe sê hulle, want ons het gesit in Bybel lees en ons doen dit elke aand al vir baie jare en toe lees ons daai gedeelte en ons voel die Here het met ons gepraat. Sê ek, 100%. Want God se woord sê so. Hy kan nie teen sy woord gaan nie. En dis hoekom ek sê die hartseer ding is dat die woord van God in die tyd waarin ons lewe so bevraagteken word en misbruik. Ek het al baie keer die voorbeeld gebruik. As jy my regtig kwaad wil hê, dan moet jy nou vir my sê die Bybel sê beproef alle dinge en behou die goeie. Want ons doen dit net wanneer ons droog gemaak het. Die jong mense gebruik dit net wanneer hulle dagga gerook het of uitgevang is dat hulle gedrink het of nee, die Bybel sê beproef alle dinge. En ek gaan nou nie weer daaroor praat nie. Dit gaan nie oor gaan doen stupid dinge en sê dis die Here se skuld nie. Maar dit gaan oor profetiese woord, maar ons as mens misbruik die woord van God. Dan vra mense baie, okay, maar hoekom is die Ou Testament dan nou daar? As Jesus dan nou gekom het en hy kom sterf vir my sondes, hoekom is die Ou Testament daar? Die Ou Testament het net so 'n belangrike rol soos die Nuwe Testament. En dis waarna ons vandag gaan kyk. Ek wil hê as jy ooit in 'n gesprek is, moet jy vir iemand kan sê hoekom die Ou Testament daar is en hoekom die Nuwe Testament daar is, sonder om dit te misbruik. Sonder om jouself te regverdig, ek wil amper sê deur jou skuld op God af te smeer. In plaas van om te sê ek is verkeerd. Ons sleutelteks 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê: Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Met ander woorde, God het sy woord vir jou gegee, om jou volkome toe te rus vir die goeie werk wat hy wil hê jy moet doen. Enige iemand wat die werk, het hulle op 'n stadium vir 'n maatskappy gewerk, of werk by 'n maatskappy, en elke maatskappy het reëls. Stem jy saam? As jy vir jouself werk, dan kan jy dalk so 'n bietjie die reëls buig, maar dan stel jy die reëls in. Wanneer jy goed werk, dan word jy beloon, maar soms ook nie. Soms nie. As jy die beste werker is, dan probeer die ander altyd jou rug toesteek en sê, ja nee, hy, jou favorite, die en daar en. God se woord sê, ek wil jy moet mooi verstaan, dis baie eenvoudig. Dit is so ek wil hê dit moet werk. Die Ou Testament lê die fundament. Die Ou Testament wys vir ons wie God is. En ek wil hê jy moet vanoggend terwyl ek praat net vir 'n oomblik bietjie in prentjies dink soos ek. As iemand met my praat, dan teken ek die hele tyd prentjies in my kop. Die Ou Testament wys vir ons wie God is, hoe groot hy is, hoe magtig hy is. Om vir 'n voorbeeld te gee, 4 melaatse manne uitgewerp deur hulle mense, want hulle is siek. Dan mag jy nie stad wees nie. Sit buite besig om dood te gaan en die volgende dorp is net so klein eentjie weg. En een van die 4 vertrou God en sê, ouens, as ons hier bly sit, gaan ons doodgaan. Dis nou maar net hoe dit is. Kom ons gaan hier oorkant. Een van 2 dinge gaan gebeur. Of hulle gaan ons doodmaak, maar hier gaan ons in elk geval doodgaan. Of ons kom dalk daar en hulle gee vir ons kos. En
Die woord van God sê, die oomblik toe hulle opstaan en begin stap, toe bring die God wat ons aanbid, verwarring tussen al daai mense, dat hulle alles net so los en in verskillende rigtings hardloop en net pad gee. En 4 manne kom aangestap en gesê, kan nie wees nie. Dink net bietjie vir 'n oomblik aan jou gunsteling verhaal in die Ou Testament. Ek het baie keer al gesê, dit sou vir my so lekker kon wees. Dippie was nou 'n ruk terug aan Israel gewees. Ek dink julle daar by die Dooie See ook gedraai as ek dit nie mis het nie, né? By die Rooi See. Dink net gou vir 'n oomblik saam met my. Hier staan ons as gemeente. Hier kom 5 keer meer soldate om ons te kom doodmaak. Hier kom ons by die see. En die God van hemel en aarde sê vir Moses, gaan. En hulle stap deur die Rooi See asof dit droog is. Dink net vir 'n oomblik aan jou gunsteling gedeelte in die Ou Testament. Dink aan Daniël in die leeukuil. Ek meen regtig. As julle dit nie nou doen nie, dan gooi ons julle in die brandende vuuroond. 3 jong manne, Sadrag, Mesach en Abednego sê, ons sal nie voor jou beeld buig nie. Hulle name is verander. Hulle is ver van hulle ouers af. 3 jong manne kon gesê het, luister, niemand sal ooit weet nie. Daar was nie Instagram, Facebook, FaceTime, TikTok, daar was niks gewees nie. Niemand kan 'n foto neem nie. Niemand kan vir sy pa sê, hoor hierso, kan jy glo uit wraggies voor daai beeld. Niemand kan skinder daaroor by sy paal nie. Maar 3 jong manne, tussen die ouderdom van 11 en 13 min of meer, daar's altyd 'n spekulasie daaroor. 3 van hulle sê, koning, ek wil hê jy moet weet, jy kan maak net wat jy wil. Ons sal nie buig nie. Dan gaan ons maar dood, dis reg. Ek bid soms en sê, Here, hoe gaan ek maak dat my kinders, my seun, toe my seun so min of meer na daai ouderdom, sal my seun sê, nee, ek gaan nie daai goed kyk nie. God hou nie daarvan nie. Sal my dogter op daai ouderdom eendag kan sê, luister, ek gee nie om of jou pa die rykste, ek gee nie om of hy die eienaar van die blou bulle is nie. Ek gee nie of jy is nie, jy sal my nie ompraat om my liggaam vir jou te gee nie. Dan dink ek baie keer, hoe ernstig moes hulle gewees het? Hoe groot vrees vir God moes hulle gehad het? Vir seuns wat elke dag saam met hulle paas moes gaan werk het, onderdanig was aan hulle ouers. My seun, hol gou soontoe, hol gou soontoe, hol gou soontoe, hol gou soontoe, maak gou so. Ja, maar. Die Ou Testament wys vir ons wie God is. Wys vir ons hoe respek lyk. Dit wys vir ons baie duidelik hoe groot en magtig God was. Ek en Julian het eendag daar op die kerk in Rustenburg se verhoog gesit, so plat op ons boude. Toe gesels ons bietjie oor die Ou Testament. Toe sê ons, die Ou Testament is eintlik baie wreed. Hy moes eintlik 'n bietjie van 'n ouderdomsbeperking gehad het. Nou as jy nie weet waarvan ek praat nie, dan het jy dit nog nie gelees nie. Het jy al gehoor hoe kap hulle mense se koppe af? Het jy al gehoor wat so wrede goed gebeur in die Ou Testament? Ek moet 'n bietjie oor daai goed preek. Ek sal nooit vergeet nie, die eerste jaar toe ek Bybelklas doen by Kosterskool. Toe stap ek in, toe sê ek wil gou vir julle 'n interessante gedeelte in die Bybel lees. Toe lees ek vir julle die gedeelte wat die Bybel sê, as jy met jou kind sukkel, dan moet jy hom help. As jy tweede keer met hom sukkel,
dan moet jy die ouderlinge roep. Hulle moet nou ernstig met die mannetjie praat, hy ruk hand uit. As hy die derde keer nog steeds nie wil ophou nie, dan moet jy hom doodmaak. Want hy gaan die familie se naam weggooi. Toe vra ek vir daai kinders, wie van julle sou nog gelewe het? Toe maak hulle soos julle nou. Die Ou Testament wys vir ons, hoor baie mooi wat ek sê, hoe ernstig God is, dat jy nie sal maak soos jy wil met jou ouers, met jou kinders, jy sal nie. You won't go there. Die Ou Testament wys vir ons hoe sonde die mens se lewe verwoes. Die Ou Testament wys vir ons hoe ernstig God oor sonde is. Dat God bereid is om meer as een keer 'n hele dorp te vernietig, omdat hulle nie wil ophou sonde doen nie. Jona, die Ou Testament wys vir ons hoe een ou wat deur God gebruik is. God vra vir hom, Jona, sal jy asseblief Ninive toe gaan en vir daai mense sê, as hulle nie gaan ophou nie, dan wis ek hulle almal uit. En een man wat die voorreg het, dis seker die grootste voorreg op hierdie aarde, wanneer God vir jou opdrag gee om te gaan uitvoer. Daar's vir my geen groter voorreg nie. Maar Jona is jaloers. En Jona sê, nee, ek gaan dit nie doen nie. Uiteindelik almal ken die verhaal, spoel Jona uit, Jona is in Ninive, Jona stap na die koning toe en sê, binne 3 dae gaan God julle almal verwoes, en hy loop. Hy doen nog steeds nie wat God eintlik vir hom gevra het om te doen nie, maar okay, hy het dit nou gedoen. Hoeveel van ons doen dit so as die Here vir ons vra om iets te doen? Ja, ek het dit dan nou gedoen. En Jona gaan sit op 'n berg, en hy kyk so oor, en hy begin hier binne vir hom dink, hulle gaan nie verander nie. Miskien het hy vir homself gedink, daai ou sal nooit verander nie. 'n Luiperd verander nie van kolle nie. Hy sal nooit verander nie. En daai koning skrik so groot, dat hy almal bymekaar roep en sê, ouens, wag, ons gaan nou begin regkom. En Jona is ongelukkig met God, omdat God genadig is met daai mense, dan sê Jona vir God, dis hoekom ek hulle nie wou waarsku nie, want ek het geweet, u gaan genade aan hulle bewys. Jona wou sien hoe verwoes God 'n hele dorp. Dis so goed, Jona sê, of God sê vir my, en ek staan volgende hier voor en ek sê, luister, God sê as jy nie gaan ophou nie, gaan hy ons almal verwoes hier die hele koster. En ek hol weg en ek gaan sit op die naaste berg, hier buite waar hy kruis is. En ek hou my heilig en ek praat met die Here, maar hier aan die binnekant dink ek, ek wil hom sien. Ek wonder hoe gaan dit gebeur? Gaan almal net dood neerslaan, of gaan daar weerlig wees, of die Ou Testament het wys vir ons hoe ernstig God is oor sonde. Dit gee vir ons sekere wette en standaarde. Dit sê vir ons, jy kan nie maak soos jy wil nie. Jy kan nie net gaan en maak soos jy wil nie. Jy kan nie. Maar dit gee vir ons 'n belofte van 'n verlosser wat sal kom. Romeine 15 vers 4 kom en sê, alles wat vroeër geskrywe is tot ons lering geskrywe. Die Ou Testament help ons om te verstaan wat sonde is. Die Ou Testament kom om vir ons te sê hoe belangrik dit is. Die Ou Testament kom leer ons wat offers is. Dat dit jou iets kos as jy 'n fout gemaak het. As jy, soos ek sê, 'n fout gemaak het, want baie keer doen ons iets en sê ons, ek het 'n fout gemaak. 'n Fout klink baie keer vir my so, ons kan dit net uit tipex. Maar as jy die bladsy omblaai, dan kan jy nog steeds sien waar daar staan. Jy het nie 'n fout gemaak nie, jy het gesondig.
En net God kan dit wegvat. So jy moet jou heel beste offer bring. Ek praat so ruk terug met 'n paar van my vriende en ek kan nie onthou of ek dit al genoem het nie. Toe sê ek, miskien moet ons van die Ou en Nuwe Testament se dinge 100% terugbring in ons kerke. Veral as dit kom by offers. Ek dink dit sal so goed gaan met die kerk. Met ander woorde, soos in die Ou Testament as hy sê, as jy 'n boer is, maak nie saak met wat jy boer nie. Bees, skaap, plant, mielies, wat ook al dit is. Die heel beste kalf wat gebore word, is God se, is nie joune nie. Kan nie met hom brag nie, jy kan niks doen nie, dis God se. Of die heel eerste een wat elke seisoen kom, dis God se, klaar. Ons onderhandel nie daaroor nie, dis God se, klaar. Dis hoe dit is. Die heel eerste 10% van jou oes, is nie joune nie, dis God se. Dit behoort aan God. Jou heel eerste seun wat gebore is nie joune nie. Die Bybel sê dis God se. Ek het op 'n stadium so 'n prentjie gemaak toe ek in my hart vrede gemaak het oor my oudste seun. Toe sê ek, Here, dis nie my seun nie. Dis U seun. Ek moet net sorg dat hy by U plan uitkom. Dit het my hele lewe verander. Dit het verander hoe ek na hom kyk. Want dit is nie myne nie, dis God se. So wanneer ons wil, dan is die Ou Testament baie lekker. En wanneer ons nie wil nie, dan sê ons, joh. Die Ou Testament leer ons van verbond. Gister het ek en een van my vriende gery na 'n vriend toe. Toe gepraat ons so oor huwelike. En hoe 'n verbond net geen waarde meer dra in vandag se tyd nie. Dis maar net verbond is. Ek dink as ons in die Ou Testament geleef het, kan ek u waarborg, u sou verstaan het wat 'n verbond beteken. Want 'n verbond was nie, ek het geparafeer op elke bladsy en handtekening op die laaste ene nie. Verbond was nie, maar kom ons sit net, kom ons stel die kontrak so op dat nie een van ons twee verloor nie. Nee, werkgewer stel ons 'n kontrak so op dat hy altyd 'n agterdeur het. Ja. God se verbond werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Ons sou baie mooi besef het. Die Ou Testament leer ons van profeseë en leer ons die profesie oor Jesus. Die Ou Testament wys vir ons van Jesus wat sou kom. Die Ou Testament is vol profeseë en die skaduwee van Christus. Ons lees van die Paaslam in Exodus. Ek het 'n paar jaar terug gepreek oor Paasfees het nie ingekom toe Jesus gekruisig is nie. Dit kom al van Exodus af. Jesus het dan saam met sy disippels nagmaal gebruik. Hy het dan gesê in die aand voordat hy verraai is, het hy dan gesê, ek het vurig begeer om saam met julle hierdie maal te eet. So dis nie, dit kom van Exodus af. Hoe het God geweet, hoe het daai mense geweet? Profeseë is daar om vir jou te wys. Ek sê altyd met hemelvaart, as iemand vir my vra, wat beteken hemelvaart vir jou, dan sê ek, hemelvaart beteken, Jesus het sy belofte nagekom. As dit by Pinkster kom, presies dieselfde. Jesus het gesê, ek sal julle nie alleen agterlaat nie, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur. Pinkster is, Jesus het sy belofte nagekom. Die Ou Testament wys vir ons van 'n offersisteem, dat daar sekere dinge in plek was. Dat jy die beste van die beste moes bring, en ek sê dit met groot respek, hoor asseblief vanmôre my hart,
Jesus se ouers self, as hulle nie 'n lam kon gee nie, dan moes hulle 'n duif gee, hulle moes iets doen. Maar dit moes jou iets kos. Dit moet jou iets kos. Hoekom? Sodat jy kan besef, dit kos jou iets. Job bring ek dink maandagoggend, as ek reg, Sondag of maandag, dan het Job offers gebring aan God, vir ingeval sy kinders die naweek toe hulle partytjie gehou het, gesondig het. Vir ingeval een van hulle dalk iets gedoen het. Hoekom? Hulle die belangrikheid daarvan verstaan. Nou vir ons, baie keer as kinders van die Here, die Ou Testament een kan sit en sê, ek weet nie regtig waaroor dit gaan nie, ons, net Jesus, 100% net Jesus. Maar jy gaan, hoor mooi wat ek sê, jy gaan nooit die prys wat Jesus vir jou betaal het verstaan, as jy nie die Ou Testament verstaan. Iemand het nou die dag vir my gesê, toe ons so klomp pastore saam is, toe praat ons oor die rugby en die Springbokke. Toe sê hy het nou nie die wedstryd gekyk nie, hy het net die highlights gekyk. Nou dis presies dit, en toe hy dit sê, toe dink ek, jy mis die hele ding. Jy wil 5 minute se hoogtepunte kyk, vir 2 ure se wedstryd. Jy wil net die beste sien, nee, dit werk nie so nie. Jy moet elke area sien. As jy die offerprys sal verstaan van die Ou Testament, dan gaan die offer wat Jesus gebring het vir jou, soveel meer sin maak. Die probleem met Christene vandag is, dat ons vier Paasfees jaar na jaar na jaar, maar ons vier dit met, dis Paasnaweek, en ons is verby. Wat beteken Paasnaweek vir jou? Jesus het vir my sondes gesterf. Hy het vir my sondes gesterf en hy het my vrygekoop en die Ou Testament wys vir ons vooruit dat daar vir jou 'n verlosser, 'n saligmaker, 'n redder, 'n Immanuel gebore sal word. Wat die skuld, die straf en die vloek van hierdie lewe op homself sal neem. Jesaja 53 vers 5. Hy is deurboor vir ons oortredinge. Ek wil vanmôre jy moet 'n bietjie dink. Ons is besig, ons is op pad na Paasnaweek toe. Ek wil net gou 'n bietjie dink. Johan, kom staan gou hier so by my. Jy kan jou foon maar saamgebring, dit is oké. Staan gou hier so by my. As jy skaam is om vir hulle te kyk, kan jy agtertoe kyk ook. Staan gou hier so. Ek wil dit gou vir, hallo Eduard, hoe gaan dit? Ek wil dit gou vir julle maklik maak. Lindy, Wieke, hoe sal dit voel? As ek, almal wat hier sit in hierdie gebou, almal wat hier sit, sy sondes vat en vir hom sê, Johan, luister gou vir my, jy, gaan vir elke liewe ding wat elke een van hierdie mense verkeerd gedoen het, gaan ek op jou uithaal. Hy ken die mense. Ok, kom ons vat net die voorste 5 rye, Johan. Die voorste tot daar by op TV hulle, né? Hierdie blokkie. Alles wat hulle ooit in 'n lewe verkeerd gedoen het, gaan ek op jou uithaal. Dis net 5 rye. Ek meen jy ken hierdie voorste 5 rye almal. Ok, wag, kom ons gaan so, né? Daar by jou ouers en jou oom hulle. Ek het nog nie eens klaar gevra nie. Ok, kom ek maak dit veel maklik. As ek nou gesê het, jou pa moet hier langs jou kom staan, en ek sê vir jou, jy moet nou vir my sê, gaan jy of gaan jou pa betaal, maar iemand moet betaal, wat gaan jy sê? Gaan sit maar. Vir God die Vader, wat jou gemaak het,
En selfs dit wat jy wegkruip voor en vergeet het al van en alles. Iewers op 'n stadium moet dit betaal word. Iewers. En God gaan en sê, my seun, ek is so jammer, maar iemand moet betaal. My seun, ek wil met jou gesels. Ek het die mens gemaak met die beste bedoelinge. Ek het die hele aarde vir hom gemaak. Ek het vir hom gesê, geniet dit, dis joune. Bewerk dit en bewaar dit. Vermenigvuldig. My seun, maar wie wat, daar is net een ding wat ek hulle gevra het, om net hierdie een ding te doen, net een boom te vermy. Of wie wat met die beste intensies wat ek gehad het, is daar 2 seuns gebore en my seun en 'n paar jaar later kon ek net nie meer nie. Toe wis ek alles uit en ek dog, okay, kom ons begin van voor af. Kom ons vat weer net een gesin. Toe werk dit nog steeds nie. Toe is dit nog steeds 'n gemors. My seun, toe gee ek vir hulle 'n klomp wette en sê, okay, asseblief ouens, moenie moord pleeg nie. Moenie egbreek pleeg nie, moenie steel nie. Ek gee vir hulle 10 reëls. 10. Net 10. Ek vra vir hulle, okay, elke keer wanneer jy 'n lam het, moet jy hom op een of ander manier op jou skouers laai. Ek gee nie hoe jy dit doen nie. Ek wil jou heel beste hê. Kom bring dit vir my, dis myne. Ek moet mense aanstel om seker te maak dat dit my beste is. Weet jy hoe erg is dit? Hulle moet mense aangestel het om seker te maak dat die ou wat sy offer bring, sy beste bring, dat hy nie 'n gebrek het nie. Okay, dit was ook nie goed genoeg nie. Ek het 'n tempel opgerig, waar hulle kan sien, dit kos 'n prys, waar hulle, Ek het wonderwerk na wonderwerk vir hulle gedoen, ek het manna uit die hemel gestuur, ek het met baie respek gesê, my seun, ek het regtig my bes probeer. Maar dit was nog steeds nie goed genoeg vir hulle nie. Sal jy asseblief gaan? En elke mens op hierdie aarde se verkeer op jou neem. En dan sê die Bybel, Jesus het dit geen roof geag om sy hemelwoning te verlaat, die vorm van 'n mens aan te neem en onder ons te kom woon nie. Die Nuwe Testament wys die vervulling. Hebreërs 11 vers 1 in die 53 vertaling sê, hoor baie mooi, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Die boodskap vertaling sê dit so, hy sê, deur die jare heen het God nie stil gebly nie. Hy het gedurig met ons voorouers gepraat deur spesiale boodskappers te stuur en ook op nog baie ander maniere. Maar die tyd is nou ryp dat God sy mense weer naby aan hom wil bring. Daarom het hy met ons kom praat deur sy seun, aan wie God alles gegee het. Deur hierdie seun het God alles gemaak wat bestaan. Matteus 5 vers 17 sê, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Is Jesus wat hier praat. Hy sê, ek het gekom om dit te vervul. Die Ou Testament wys vir ons die erns van Christendom. Die Nuwe Testament wys vir ons
dat Jesus die wet kom vervul het. Die profeseë kom vervul het. Die profeseë wat uitgegaan het van 'n redder en 'n saligmaker wat gebore sou word. Die Nuwe Testament bring vir ons 'n nuwe verbond. Jesus sê dat julle mekaar sal lief hê soos ek julle liefhet. Hy sê, okay, ek gee nou nie om of julle nou die ou of julle die verbond, die wet, daai 10 goedjies, ek gee nou nie om of julle dit kon regkry of nie. Lyk vir my dit gaan nie werk nie. Ek gaan vir julle net een ding vra. Hoor baie mooi. 10 goed lyk my te veel gewees. Ek kan onthou van een plek in die Bybel wat een ou gesê het, o nee, daai 10 kan ek doen. Toe sê hy, okay, mooi. Ek gaan nou vir julle net een dingetjie gee. AGS Koster gemeente, op die 15de Maart, wil ek vir julle net een dingetjie gee om te doen. Of wat ek julle wil gee. Sal jy almal lief hê, soos wat ek jou lief het? Die Nuwe Testament is great, is vol genade, vol wonderwerke, vol vergifnis, vol van alles, uitstorting van die Heilige Gees, die eerste kerk, die waarskuwing van die eindtye, waar die Bybel sê in die laaste dae sal mense liefhebbers van genot wees in plaas van liefhebbers van God. Keer jou dan van sulke mense. Die Nuwe Testament is baie duidelik en baie eenvoudig, maar daar's een ding in die Nuwe Testament wat vir my kop en skouers bo die Nuwe en Ou Testament uitstaan, dis sal julle almal lief hê, soos ek julle lief het. Die Nuwe Testament gee vir ons die volledige openbaring van God se plan van die begin af. Die Nuwe Testament gee vir ons genade en oorvloed. Die Nuwe Testament gee vir ons redding deur net geloof. Die Nuwe Testament verseker ons van die Heilige Gees God by elkeen van ons, elke oomblik, elke dag. Die Nuwe Testament leer ons hoe die kerk moet wees. Toe Paulus by die kerk gekom het na besoek en gesê het, wat is hierdie ander evangelie wat julle verkondig? Maar is nie 'n ander evangelie nie. Dis Jesus Christus en hom die gekruisigde. Ek is vanmôre dalk braaf, maar ek het hierdie ding in my hart uitgemaak. As die denominasie waarna ek behoort, ooit God se woord nie meer eer nie, dan waai ek. Klaar. Ek hardloop nie weg van kerk af nie. Ek gaan nie sommer net my eie kerk begin nie. God se woord is duidelik. As die denominasie waarna ek behoort nie meer God se woord kan eer nie, moenie vir my sê dat jy God eer nie. Ek gee nie om hoe oud ek is nie, ek gee nie om hoe groot ek geword het nie, ek en my huis sal nie. Ek weet ek kan nie vir almal praat nie, maar ek kan vir my en my huis praat. Ek kan besluit vir my en my huis, want dit begin my deesdae emosioneel breek, as ek hoor met wat sy snert Christene en kerke besig is. Die Nuwe Testament kan nooit geïgnoreer word nie. Augustus het gesê, die Nuwe Testament is in die Ou Testament versteek. En die Ou Testament word in die Nuwe Testament geopenbaar.
Hoor mooi, die Nuwe Testament is in die Ou Testament versteek, met ander woorde, hy is daar. Hy is net nie van die eerste hoofstukke nie, hy is daar. En die Ou Testament word in die Nuwe Testament geopenbaar. Die Ou Testament verduidelik die Nuwe Testament. Want as jy nie geweet het, ek het laas jaar met Paasnaweek gesê, miskien moet ek by iemand 'n lammetjie kry, en dan bou ons 'n altaar hier buite, en ons slag daai lammetjie, en miskien moet ons ek wil amper sê die bloed en die geskreef van die lam, en miskien moet ons dit alles hoor en sien, want miskien gaan ons dan so 1% kan besef, wat die finale offer Jesus Christus vir ons beteken het. Wie van die wat hier sit het al ooit gesien, as hulle 'n lam, nie by 'n slagpaal nie, maar sommer so by die plaas, net sommer keel afsny in die middel van die veld? Enige iemand? Trend so 25. Vir julle 25, wil ek amper sê, is dit 'n bietjie van die Ou Testament in jou lewe? Maar vir my wat ek nog nooit gesien het nie, ek het al gesien as ons wildslag. Jy kan nie die Ou Testament weggooi nie, want die Ou Testament probeer vir jou sê, kind van God, ek wil hê jy moet verstaan, die redding en die verlossing wat jy kan kry net deur te bid. Dis al wat jy hoef te doen. Hy wat glo, sal gered word. Jy hoef net te bid hier waar jy is, by jou huis, op die plaas, in jou kamer, in jou kar, waar ook al jy is. Jy hoef net te bid en te sê, Here, vergewe my. Maar ek dink nie jy sal besef wat vergifnis beteken as jy nie die prys, die verbond van die Ou Testament regtig verstaan nie. As jy nie verstaan hoe ernstig God was oor sonde en hoe ernstig hy was, dan gaan dit net vir jou die Ou Testament wys vir ons die pad na die kruis, die straf, die offers, die lyding, die vrees, die gebed van die Seun van God wat uitroep en sê, my God, waarom het U my verlaat? Die gebed van die Seun van God wat sê, Here, as dit U wil is, Vader, as dit U wil is, dat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Die Ou Testament wys vir ons, die Nuwe Testament gee en verseker ons die krag van daai finale offer. Jy kan vandag hier uitstap, sondevry. Jy kan vandag hier uitstap, vergewe van wat ook al dit mag wees. Jy kan. Die offer is reeds betaal. Die vraag is, soek jy dit? Begeer jy dit? Ek het eendag vir myself gevra, as ek elke dag bid, Here vergewe my sondes, doen ek dit net sodat ek vanaand lekker kan slaap? Omdat ek weet, vergifnis is daar. Die Ou Testament sê, hy kom. Die Nuwe Testament sê, hy kom weer. Hy kom weer. Matteus sê, dis nie elkeen wat sê, Here, Here, wat die koninkryk van God ingaan nie. Maar hy wil die wil doen van die Vader wat in die hemel is. My gebed is, dat jy nie godsdienstig sal wees nie. Paulus was godsdienstig. Paulus het die Christene vervolg, doodgemaak.
Maar Paulus het geglo in God. Jy moet dit nie verkeerd verstaan nie. Paulus het geglo in God, hy het nie geglo in Christus nie. Hy het geglo in 'n wet wat sê, wie is die man, wie is die Jesus wat sê dat hy God is? Wie is hy? Almal wat hom volg, hulle is besig met 'n kult, hulle is besig met ek bid dat jy in hierdie week wat kom, terwyl jy besig is met jou eie planne, jou eie idees, jou eie agendas, jou eie haat in jou hart, jou eie jaloesie, wat ook al dit mag wees, ek bid dat jy wat ook al in jou hart is die week, iewers op paai kruis met die pad van Damaskus. Mag Jesus Christus in hierdie week jou op 'n manier stop en stil maak en sê, waar is jy? Waar is jy? Here, ek behoort nog altyd aan die kerk. Ek weet nie, die kerk, ek weet nie. Die kerk, behoort jy aan my of behoort jy aan die kerk? Want jy moet eers aan Christus behoort, dan kan jy 'n verskil maak by die kerk. Jy gaan nie eers by die kerk se deur in en dan by Christus die deur in. Jy gaan eers by Christus die deur in en dan word jy deel van die liggaam. Kind van God, die Ou Testament sê vir jou hoe ernstig God is. Die Nuwe Testament sê vir jou, jy kan oorwin, want ek het alles reeds betaal. Kom ons sluit die oë. Here, Abba Vader, dankie vir die Ou Testament. Vader, jammer dat ons nie die Ou Testament goed genoeg ken nie. Miskien as ons die Ou Testament beter geken het, sou ons die erns van God rondom roekeloosheid beter verstaan het. Sou ons die offerprys dalk beter verstaan het. Dankie dat ek vandag kan weet, U het vir my die prys betaal. U het U seun gegee en gesê, sal jy vir die hele mensdom, nadat ek alles probeer het, om hulle te help om hulle op die regte pad te kry, sal jy asseblief gaan, want dan moet bloed vloei, dan moet 'n offer gebring word, sal jy daai offer wees. Dankie Jesus. Jesus die Christus, Seun van God, dat U bereid was om vir my gemors, met elke dag se gemors wat ek aanjaag en oordeel in my hart en dankie dat U dit vir my gedoen het. Here, dankie dat U 'n belofte gemaak het dat U ons nie alleen hier sal los nie. Vader, dankie dat U U Gees, die Heilige Gees uitgestort het op alle vlees. Dankie dat niemand sal kan sê die Here is nie by my nie. Want U het elke mens op hierdie aarde gemaak, geken, gesterf en die Gees gegee vir ons. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat ons sal erns meen
met ons Christendom. Ek kom bid vanmôre vir AGS Koster gemeente en AGS hoofkantoor, Here, ons president, Henry Weideman. Ek kom bid vanmôre vir ons leiers wat bo ons aangestel is in hierdie denominasie, Here. Ek bid dat hulle nooit sal afwyk van die woord van God af. Ek bid dat hulle sal seën. Ek wil graag die leiers wat bo my aangestel is eer, Here, ek wil. En tot vandag toe nog kon ek sien dat hulle U God, U woord, U seun en die Heilige Gees eer. Daarom was dit vir my maklik. Ek kom bid vir Christendom in ons land, Here. Ons is besig om 'n bespotting van God te maak. Ons kan nie langer so aangaan. God se woord is die waarheid. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader gaan behalwe deur Jesus Christus nie. Daar's geen verskoning meer, want U het klaar die prys betaal. Werk met ons, Here, verander ons. Ons veroordeel niemand nie. Maar help ons om in die waarheid te wandel. Soos wat Jesus vir die vrou gesê het, ek veroordeel jou ook nie, maar gaan dan nou heen en sondig nie weer nie. Werk met ons in Jesus naam. Terwyl almal se oë gesluit is. Ek vra dat jy hierdie oomblik in die Here sal respekteer. As jy nog nooit in jou lewe op 'n dag gekom het wat jy met jou eie mond bely het en gesê het, Jesus, ek wil vandag my hart, my lewe en alles in U hande gee nie. Ek vra net jy groot geword in die kerk nie. Ek vra het jy ooit in jou lewe self 'n stap geneem om te sê, Here, hier is ek. Ek nooi U persoonlik in my lewe in, terwyl almal se oë gesluit is. Wil ek vra dat jy vinnig jou hand sal opsteek en laat sak. Jy kan dit sak, jy kan net opsteek en laat sak. Jy kan net opsteek en laat sak. Jy kan net opsteek en laat sak. Self. Vandag, die 15de Maart 2026, laaste geleentheid. Dan sê jy kan opsteek en laat sak. Ek gaan vra dat jy net in jou hart agter my sal aanbid terwyl almal se oë gesluit is. As jy wil hardop bid, kan jy hardop bid. As jy net in jou gedagtes wil bid, ek gaan jou vra om agter my aan te bid. Sê, Vader, dankie dat U my vergewe. Dankie dat U my liefhet. Dankie dat U vir Jesus gestuur het. Jesus, ek nooi vandag in my lewe. Ek gee my hele lewe vir U. Maak my U kind. Vergewe my. Was my in U bloed. Lei my in die waarheid. En skenk die Heilige Gees aan my. Ek verklaar en bely dat ek van vandag af kind van God is. In Jesus naam. Vader, ek kom bid vir elkeen wat vanoggend saam gebid het. Die woord kom en sê,
As ons sonde bely, U is getrou en regverdig om ons te vergewe van al ons oortredinge. Ek wil nie vanmôre aan tradisies en gewoontes vashou nie. Ek wil seker maak dat elke mens persoonlik die geleentheid het om te sê, ek kies Jesus. En dis wat talle vanoggend gedoen het. Ek kom bid, Here, dat U Heilige Gees ekstra naby en ekstra teenwoordig in hulle lewens sal maak. Ek bid dat hulle bewus sal word van die teenwoordigheid. Ek bid dat U met hulle sal praat, Here. Ek bid dat hulle sal weet, U is met hulle. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.